In die gejaagde lewe mis ons dikwels die sagste, mooiste note. Die onophoudelike gewoel van werk, drome en daaglikse take kan ons doof maak vir die sagte fluisteringe van liefde. Vandag praat ons oor 'n skat wat ons te maklik as vanselfsprekend aanvaar, jou vrou se onverbiddelike liefde. Ontmoet vir Mark, 'n goeie ou, voluit toegewy aan sy werk en om vir sy familie te sorg. Hy het lang ure geswoeg, gedurig gedink aan die toekoms, aan sukses, aan 'n lekker lewe. Maar tussen al sy groot drome deur, het hy stadig maar seker die klein, daaglikse gebare van liefde van sy vrou, Sarah, misgekyk. Hy het moeg by die huis aangekom, net so vaag weggeklik as sy van haar dag vertel het, sy gedagtes nog by Excel-blaaie of sperdatums. Hy het herdenkings heeltemal vergeet, waar bekommernisse as onbenullig afgemaak, en die warmte van hul verhouding laat afkoel tot 'n gemaklike, maar bietjie koue routine. Sarah, wat eers so lewendig en vol vrolike stories was, het stilweg begin terugtrek. Sy het nie gekla of gehuis nie, sy het net stadig gedoof, soos 'n lamp se gloeilamp wat besig is om te breek. Mark het 'n verandering raak gesien, 'n subtiele stilte waar daar eers gelag was, 'n sekere terughoudendheid waar daar eers openlike liefde was. Hy het 'n vaal ongemak gevoel, 'n sin dat iets ontbreek, maar hy kon dit nie presies vasbind nie. Een aand, na nog 'n uitputtende dag, het Mark alleen in die sitkamer gesit. Sarah was al in die bed. Hy het 'n ou fotoalbum opgetel, geblaai deur bladsye van hul troudag, hul vroeë avonture en die geboorte van hul kinders. Hy het Sarah se sprankelende oë gesien, haar opregte glimlag, die manier waarop sy hom met onverdeelde liefde aangekyk het. Dit het hom toegetref, hy het daardie sprankel in haar oë lankal nie meer gesien nie. Hy het onthou hoe sy altyd vir hom mooi notas gelos het, sy gunsteling etes gemaak het sonder dat hy gevra het, en sy grootste ondersteuner was deur elke moeilike tyd. Hy het 'n onlangse gesprek met 'n ouer kollega onthou, wat wyslik opgemerk het, "Seun, moenie dat die soeke na goud jou blind maak vir die diamant wat jy reeds het nie." Mark het besef hy was so gefokus op uiterlike prestasies dat hy die kosbaarste juweel in sy eie huis verwaarloos het. Daardie aand het hy 'n stil belofte gemaak om sy lewe te verander. Die volgende oggend, in plaas daarvan om dadelik sy foon te gryp, het hy saam met Sarah ontbyt geëet en regtig geluister toe sy oor haar dag vertel het. Hy het vir haar blomme gebring, nie vir 'n spesiale geleentheid nie, maar sommer net omdat hy aan haar gedink het en haar wou sien glimlag. Hy het klein takkies begin doen wat sy gewoonlik hanteer het, net om haar 'n bietjie te help. Hy het haar in die oë begin kyk wanneer sy gepraat het, haar hand vasgehou terwyl hulle TV gekyk het, en haar spesifiek bedank vir al die dinge wat sy vir hul familie gedoen het. Stadig, as die son opkom na 'n lang nag, het Sarah se lig begin terugkeer. Haar gelag het die huis weer geval, waaroor het hul sprankel teruggekry, en die warmte tussen hulle het herleef. Dit was nie 'n skielike, dramatiese verandering nie, maar 'n geleidelike blom, gevoed deur konstante, opregte moeite. Mark het 'n diep vreugde in hierdie gedeelde oomblikke gevind, 'n dieper gevoel van vrede en vervulling as wat enige professionele sukses hom ooit gegee het. Hy het nie net sy vrou teruggekry nie, hy het die fondament van sy eie geluk herontdek. Mark het geleer dat die koestering van jou vrou se liefde nie net oor haar geluk gaan nie, dit verryk ook jou lewe onmeetbaar. Haar liefde is 'n konstante bron van krag, troos en motivering. Het gaan daaroor om te besef dat haar ondersteuning, haar geduld, haar begrip en haar teenwoordigheid onskatbare geskenke is wat jy nie kan koop of vervang nie. Hierdie band koester beteken om tyd te maak, waardering te wys, en haar heeltyd te herinner dat sy gesien, waardeer en liefgehad word. Haar liefde is 'n spieël wat jou beste self wys, 'n veilige hawe in die lewe se storms, en die anker wat jou wêreld stabiel hou. Moenie dat die wêreld se geraas die mooiste melodie in jou lewe dooddruk nie. Neem vandag 'n oomblik om die vrou langs jou werklik te waardeer. Sê vir haar wat sy vir jou beteken, wys haar deur jou dade. Nie dat die kosbare geskenk van haar liefde ooit doof nie, want dit verlig jou hele wêreld. As hierdie storie jou geraak het, gee dit 'n like en deel dit met iemand wat dit nodig het om te hoor. En vir nog inspirerende stories en wenke oor verhoudings, teken in op Afrikaans Repo.